Ek wil graag 'n gedeelte uit 'n boek vir julle lees, net so 'n kort stukkie aanhaling. Nou ek gaan nie die skrywer se naam probeer uitspreek nie, maar die boek se naam I Believe the Christian's Creed. So dit sê daarso, the ascension does not mean that Jesus leaves us. On the contrary, it means that he comes terribly near to us. Before, when he walked the earth, he was close to only a little group of disciples. His presence was limited by space and time. Only a few heard his words in those days. Today, it spans the world. Then, only a handful of his friends could plead, "Stay with us, for it is towards evening." Today, millions of hands formed in prayer, and where 2 or 3 are gathered, he will be amongst them. He passes through the door of our homes and through the walls of prisons. Hoe mooi is dit net nie om saam te vat en eintlik 'n verduideliking te gee van dit wat die disippels beleef het en wat ons vandag beleef met hemelvaart nie. So met dit in gedagte wil ek ons moet saam een lied saam sing en dan gaan ons voortgaan in ons preek. So kom ons staan en dan sing ons een lied. Jesus Krishna, is die heilige van God, en wij hier voor wie altijd met zijn woord, zoals de kracht, reis en steen, zoals de zon en steeds blauw, zo die wijk omvat zijn droom. En wij hier, en hier, en wat liefst hier, en wat van verbuister is sy sierra, en beelde van sy kroon. En sy woon, sinds die water vry sy stem, soos die son op sy blauw, so die licht van sy kroon. En na die eerste nacht, en die hele kracht, en na die and you can love and
Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanaand die voorreg het om Hemelvaart saam te kan vier. Here, waar ons as 'n geloofsfamilie bymekaar kan kom en kan praat oor dit wat U kom doen het, maar ook, Here, hoe U opgevaar uit hemel toe, om vir ons elkeen plek gereed te maak. Here, kom seën ons vanaand, waar ons bietjie deur die woord gaan werk, waar ons na klomp goed gaan kyk, Here. Kom help ons om raak te sien wat U alles vir ons gedoen het en wat dit beteken, dat U vir ons opgevaar het hemel toe. Dankie, Here, vir die liefde en die teenwoordigheid. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. So ons tema van vanaand is, kom ons vier Jesus se lewe. Nou, vandag se diens gaan bietjie anders wees, dit is nie 'n normale hemelvaartdiens wat ons spesifiek net gaan kyk na hemelvaart self nie, maar ons gaan kyk na Jesus se lewe self. Hoe hy gelewe het, wat hy gedoen het, en wat dit vir ons dan vandag ook beteken. Maar hemelvaart se gebeurtenis kom in al die evangelies voor. Nou ons gaan dit sommer lees, Handelinge 1, vers 9 tot vers 11, net om 'n beter prentjie te kry van wat het werklik daar gebeur. Daar staan, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkeer, soos julle hom na die hemel toe sien, opgaan het. Nou dit is wat in Handelinge gebeur het, toe hulle dit daar neergeskryf het. Presies wat gebeur het in die mans in wit klere wat daar gestaan het, om het hulle het gesels, en gehoor het, maar hoekom kyk hulle so op? Maar tog, in 'n ander gedeelte, Markus 16, vers 19 tot 20, sê dit bietjie iets anders by. Dit sê daar, nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem, en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk, en hulle prediking bekragtig, die wondertekens wat daarop gevolg het. Nou om net hierdie 2 gedeeltes dan so by mekaar te sit, kom ons begin by die begin waar Jesus aarde toe gekom het. Ja, hy was gebore gewees in 'n stal in Bethlehem, waar sy ouers eintlik pas getroud was, waar hulle nog nie heeltemal hierdie ding weet gehad het van wat dit is om ouers te wees nie. Maar deur die krag van die Gees kon hulle ouers wees vir die babatjie, en hulle kan hom groot maak en vir hom goed leer wat hy nodig gehad het om te weet. Nou toe Jesus so 12 jaar oud was, het hy tempel toe gegaan en sy ouers het hom gaan soek en so aan, en hulle het hom gekry waar hy besig was om die fariseërs te leer, waar hy met wysheid opgetree het en goed aan hulle verduidelik het wat hulle self nie verstaan het nie. So op 'n jong ouderdom van 12 het Jesus verskriklik baie wysheid gehad, maar so ook het hy soveel vertroue en hoop in sy hemelse Vader gehad om hom te help om hierdie goed te verduidelik, wat hy voel hy moet gaan verduidelik aan hulle. So daarna, hele klompie jare fast forward, was Jesus almal by 30 jaar oud gewees. En hy het toe gegaan en Johannes het hom gedoop. En soos dat Johannes hom toe gedoop het, het hy gesê, maar die een waarop die Gees soos 'n duif afkom, hy is die Seun van God. En dis presies wat met Jesus gebeur het, dat 'n duif op Jesus afgekom, en daar was so klaar gewees dat hy die Seun van God is. En deur dit het Jesus nie met water gedoop soos wat Johannes doen nie. Jesus het met die Gees gedoop, soos wat die Bybel ook vir ons sê.
Maar na Jesus se doop is hy vir 40 dae in die woestyn ingeneem. En in hierdie 40 dae het hy gevas en het gebid en hy was versoek gewees deur die vyand. Maar hy het homself eintlik voorberei vir die bediening wat voorlê. God het met hom gewerk daar in daai 40 dae. Maar na dit ook, dit het gebeur dat Jesus sy disippels gaan roep het. Elkeen op sy eie manier. Hy het met hulle gewerk en hulle geroep op hulle name en hulle het saam met hom hierdie pad gestap. En vir 3 jaar lank het hulle saam geleef, het hulle lewe gedoen, het hulle gaan bedien. Maar tog ook het hulle mekaar leer ken. Die disippels het nuwe vriende gemaak, eintlik broers en susters in die mede-disippels, maar so het hulle Jesus leer ken as mens. Maar tog ook het hulle by hom geleer wat dit beteken om te bedien, om die woord van die Here te vat en uit te leef, maar so ook om God die Vader self te leer ken. En dit alles kon hulle net gedoen het, omdat die Gees saam met hulle was, omdat die Gees hulle gelei het om te weet wat om te doen. So dis net 'n paar van die groot lewensgebeurtenisse wat met Jesus gebeur het, voordat ons by die kruisiging uitkom. En in hierdie tydperk, waar Jesus nou bedien het en besig was, is daar klomp goed wat hy gedoen het. Nou die eerste goed waarna ons kan kyk is die bergrede. Jesus se eerste prediking wat hy gehad het in die publiek. Matteus 5-7. Hier het hy in die openbaar verskyn en hy het goed verduidelik en punte uitgelig, wat selfs vandag vir ons nog baie keer 'n bietjie kopkrap is, wat ons altyd nie verstaan nie. Maar tog is daar 'n boodskap daar agter en ons kan ons geloof eintlik daaruit leer wat dit beteken om agter Jesus aan te loop, om hom te volg. So deur dit al het Jesus hierdie prediking gegee en mense groot ophef gemaak van Jesus se boodskap en wie hy is en so aan, het Jesus nog steeds nederig gebly en hy het gesê, maar ek moet tyd saam met my Vader spandeer. Ek moet tyd in gebed ingaan, want ek kan nie gaan preek en gaan mense bedien as ek nie self rustig word by my Vader nie. So gebed was vir Jesus een van die belangrikste goed. 'n Geloofsgewoonte wat hy vir ons elkeen ook agterlos. Wat ons kan deel maak van ons lewens vandag. Ek meen, daar's een groot voorbeeld in die Bybel, die Onse Vader. Wanneer ons nie weet hoe om te bid nie, of as ons nie woorde het nie, kan ons Onse Vader gaan bid. Want dit is half woorde self vir ons om vir die Vader te sê wat in ons hart is. En ons het dit vandag tot ons beskikking. Maar so ook, deur hierdie gebede, leer ons dan nou om vir mekaar te bid, soos wat Jesus vir sy disippels gebid het en die mense rondom hom. Maar tog ook, kan ons sien dat, maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie, ons kan na mekaar toe gaan, ons kan uitreik, en dis presies wat Jesus gedoen het. Hy het uitgereik, hy het sy omgee gegee, en so kan ons dit doen vandag. Maar so ook het Jesus klomp ander leerlinge gehad om te sê, maar hoorie so, daar is ons disippelskap wat ek vir julle wil leer, wat dit beteken om 'n disipel te wees, wat ons bietjie meer gaan kyk met Pinkster ook. Hy het gepraat oor die wedergeboorte, selfs wat die lewende water is, wat ons ook dan nou kan ervaar. Hy het gepraat oor die goeie herder en hoe hy die herder is vir ons as mense. En dan ook die ware wingerdstok. Die wingerdstok wat vir ons die vrug gee en die regte voeding gee wat ons nodig het. Dis dit van die goed wat Jesus vir ons geleer het, wat ons prakties kan toepas in ons eie lewens vandag. Ander groot wondertekens of wonderwerke wat Jesus gedoen het was, toe hy op die water geloop het. Jesus wat in die storm op die water geloop het in Matteus 14, en die disippels geskrik het en nie geweet het wat aangaan nie. Maar toe Jesus op 'n punt kom, toe Petrus sê, maar ek wil na u toe kom. As dit werklik u is, laat my op die water loop. En dit het gebeur. Petrus het uitgeklim, hy het op die water geloop na Jesus toe. Maar sy geloof het hom gefaal, maar Jesus het hom gered. Jesus het hom opgetel en gesê, maar jy is saam met my, jy is nie alleen nie, ek is altyd by jou. En dit is wat so mooi is van Jesus, hy los ons nie alleen nie, maak nie saak wat nie. So ook was daar klomp verskillende genesings gewees wat plaasgevind het. Nou die genesings wat Jesus gedoen het, was regtig groot gewees, goed wat menslik onmoontlik was. Waar dan die genesing was wat in ons kennis waar was nie, maar mense is genees deur Jesus wat hulle sonde vergewe het. Wat hy gesê het, maar
dit gaan julle nie meer define of sê wie julle is nie, julle gaan nie weer vasgehou word aan julle sonde nie, julle is vry en julle is genees. Nou toe ek so 'n bietjie gekyk het van hoeveel genesingsstories daar is in die Bybel, kon ek op so 20 afkom. Nou daar moet baie meer wees, net as 20 verskillende genesings wat gedoen is, maar dis net groot genesings waarvan ons weet. En ek wil as ons bietjie moet opnoem, gaan ons ten minste 5 verskillende genesings kan opnoem wat Jesus gedoen het. Gaan ons weet wat dit is. Maar tog hierdie genesings wys vir ons dat die Here wel daar is en dat hy wil hê ons moet lewe en ons moet kan sien dat hy ons aanraak. Want hy wil ons nie alleen los in ons struikelblokke en ons seer kry nie. Hy is daar om ons te red. Maar verder ook in hierdie genesing was dit nie net van siektes nie. Jesus het mense uit die dood uit opgewek. Hy het mense lewe teruggegee wat hulle lewe weggevat is. Mense soos Jairus se dogter, die weduwee se seun en Lazarus, een van Jesus se goeie vriende. Jesus het hulle lewe teruggegee vir hulle en hulle het 'n tweede kans gekry om te kan getuig van die werk wat Jesus doen. Om te getuig van wie Jesus vir hulle is. En wonderlik is dit dat ons dit vandag kan lees en dat ons ook kan weet dat Jesus ons kom eintlik lewendig maak wanneer ons geestelik dood is. Dat hy ons kom oplig en vir ons weer kom help om te kan lewe. Nou dis net 'n paar goed wat ons kan noem. Ander goed wat vir my nogals verstommend is, was die vermeerdering. Nou daar's ons klomp vermeerderings wat plaasgevind het in die Bybel. Natuurlik wat ek kan uitlig is die vermeerdering waar die disippels vis gevang het. Waar hulle eers nie vis gekry het nie en toe kom daar magdom vis na vore, net omdat Jesus vir hulle gesê het, gooi hulle net aan die ander kant. En dan die vermeerdering van die vis en die brood, waar Jesus het vir die skare gegee toe hulle na hom geluister het. Jesus het ingegryp en hy het gewys dat hy die seun van God is. En dit wonderwerke kan gebeur wanneer hy daarom aanraak, want hy is die seun van God. Niks sal dieselfde bly nie, alles sal verander wanneer hy toegelaat word om iets te kan doen. Wanneer ons goed in sy hande insit en hom vertrou vir 'n wonderwerk. So al hierdie goed het gebeur en ons sien raak hoe Jesus dan nou werklik deel is van ons en saam met ons is. Die disippels het dalk nie alles verstaan nie, maar hulle het geweet Jesus is die koning. Hulle het geweet hy is die een wat gestuur is na die wêreld toe. En deur al hierdie goed wat gebeur het, is daar eintlik dan 'n nuuskierigheid wat plaasvind. Jesus wat gelykenisse vertel en ons eintlik nog meer nuuskieriger maak oor wat hy werklik bedoel met hierdie goed. En dis hoe Jesus mense aangeraak het om nog meer na hom te kom luister. En so kan ons vandag eintlik hierdie Bybel gaan en al die gelykenisse lees en gaan hoor, wat wil Jesus deur die gelykenisse vir ons sê? Wat is dit wat hy met ons wil kom deel? Kan ons luister en eintlik groei in ons geloof deur om te luister na die gelykenisse? Maar met dit alles kom Jesus se lewe dan op die einde waar hy gekruisig is. Waar hy deur hierdie pyn en lyding gaan, waar hy sterf en begrawe word in 'n graf. Hierdie seer wat hy gekry het, waar ons as mense dit vir hom gegee het. Waar hy eintlik ons kom leer om te sê, deur hierdie kruisiging, deur die dood, is hy nog steeds wel daar. Die dood kon hom nie keer nie, die dood kon hom nie steel van ons as mense nie. Maar hy is nog steeds lewendig. Hy het opgestaan en ons kan bly wees en vreugde vier saam met dit. En soos wat Jesus dan nou opgestaan het en aan sy disippels verskyn het en met hulle gepraat het dit nie daar gebly nie. Want soos wat die tekste vir ons sê, Jesus het opgevaar hemel toe. Maar hy het net opgevaar na 'n plek wat ons nie sien nie. Hy het opgevaar om op die regterhand van God die Vader te gaan sit. Op die troon. En deur dit is dit nie net om daar te gaan sit en net mooi te lyk nie. Romeine 8 vers 34 sê vir ons, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons.
God die Vader sit daar so saam met Jesus Christus en Jesus pleit vir ons by die Vader. Hy tree in vir ons. Hy bid vir ons. Jesus is nie weggeneem net om weggeneem te word nie, maar hy het 'n plek vir ons gaan regmaak sodat ons saam met hom in die hemel kan wees. Hy het die pad vir ons gebaan sodat ons kan weet waartoe om te gaan, sodat ons ook daar langs hom kan sit. So met hemelvaart kan ons eintlik finaal met 'n dankbare hart sê, dankie Jesus dat U opgevaar het. Dankie dat U vir my intree, dat ek nie alleen hier op aarde is, maar dat U deur U Gees nog steeds by my is. Jesus staan by die hemelpoorte en wag vir ons. Hy wag dat ons in gaan hardloop in sy arms in. Daarom is dit nodig dat hy opgevaar het, sodat ons by hom kan wees. Sodat ons kan lewe geniet en kan uitsien na die ewigheid wat vir ons wag. So al het dit gelyk vir die disippels dat alles verby is, dat Jesus weg is en hulle totaal en al alleen gelos word. Dit is nie wat gebeur het nie. Ons is saam met Jesus hier teenwoordig, besig om ons lewe te leef, deur die Gees wat saam met ons is. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons deur U lewe kan gaan. Dankie Here dat ons kan nadink oor dit wat gebeur het en soveel ander goed wat nie eens genoem is nie. Maar Here, deur dit alles kom dit neer op U hemelvaart. En Here, dat U deur U hemelvaart vir ons kom wys, dat U vir ons elkeen 'n plek gaan regmaak. Here, dat U op die troon sit en vir ons pleit. Here, dat U intree vir ons en dat U vir ons 'n plek regmaak sodat ons saam met U daar kan wees. Dat ons lewe kan geniet en U kan eer en loof en prys. Maar Here, dankie dat U aan ons elkeen dink. Dankie dat U ons name op die handpalm gegraveer het. En dat ons plek reg is en dat U vir ons staan en wag. Maar Here, waar ons nog hier op aarde is, help ons om die regte keuses te maak, sodat ons in die arms kan inhardloop en dat ons saam met U in die feesmaal kan vier. Seën ons in die res van die aand, Here, beskerm ons en hou ons veilig. Ek bid dat alles in U naam alleen. Amen. So met dit gaan ons afsluit met 2 liede om eer en lof aan God die Vader te bring. So kom ons staan en ons sing ons 2 slotliedere.